Mense, goeiemôre. Welkom by Frik se bakkie boodskap. Dis 'n pragtige oggend hier in Namakoland en wat 'n voorreg om weer met jou te kan gesels. Mense, ek wil vanoggend met jou praat oor 'n onderwerp. Ek en jy kan wen met geld. Jy moet vanoggend kennis neem. Daar's ook 'n finansiële vyand. En jy moet hom kan identifiseer vandag. Want hy wil my en jou in armoede hou. So neem kennis wat ek vanoggend met jou gaan deel, en ek wil 3 belangrike aspekte met jou deel, sodat jy vandag kan identifiseer wie is die vyand in terme van my finansies. Nommer 1, die duiwel. Mense, die woord leer my in Efesiërs hoofstuk 6 vers 12 dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die wêreldheersers, die owerhede, die bose magte van hierdie lig. En hulle wil my en jou in armoede hou. En daarom moet jy vanoggend weet, daar's 'n geestelike oorlog wanneer dit kom by geld. Daar's 'n finansiële vyand wat wil kom steel en slag en verwoes by my en ook so by jou. En wat hy reg kry, hy hou mense in armoede, sodat jy wil opgee. Wat help dit ek lees my woord? Wat help dit ek bid? Dit help nie ek gaan eers na die huis van Jahwe die Almagtige nie, want kyk hoe lyk my lewe is in vodde, ek wil opgee, ek wil koot, ek wil weghardloop, en dis wat die vyand reg kry. En nou veroorsaak dit dat jy verval in die sisteem van mammon, want nou gemaak ons skuld. En daai skuld veroorsaak dat jou rentedraende skuld verminder jou besteedbare kapitaal in jou sak. En nou is ons moeg. Nou wil ek opgee, nou wil ek koot. Aan die ander kant weer, gee hy aan mense ook 'n klomp hoeveelheid geld. Met ander woorde, hy maak mense ryk. En nou kan jy alles koop. En nou vergeet jy wie is Elohim. Jy bid nie meer nie, spandeer nie meer tyd nie, want hoekom het jy dit nodig? Want jy het alles wat jou hart begeer. Jy kan koop net wat jy wil. Jy kan spandaalbarig wees, want daar is meer as genoeg. Dis die een kant. Die tweede vyand wat ek en jy moet identifiseer, is die begeerlikhede van die vlees. Dit wat jou oë sien, dit wat jou ore hoor, dit wat jy beleef en dit wat jy ervaar. Dis die tweede vyand, die begeerlikhede van die vlees. Die woord leer ons in 1 Johannes 2 vers 15 tot 16, waar die woord uitdruklik sê, mense, moenie hierdie wêreld lief hê nie. Die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë, wat trotsheid en hoogmoed veroorsaak. En dis wat vandag gebeur. Dis inderdaad dieselfde toets wat Yeshua Messia die gesalfde geslag het in die wildernis, toe die vyand, die duiwel by hom gekom het, en hy wou hom pootjie, om vir hom te sê, al hierdie goed behoort aan my, ek sal dit aan u gee, val neer en aanbid my. Hy het dit vir hom gesê, hy het die toets geslag. Kan ek iets met jou deel? Goed wat jy besit, moet jou nie besit nie. Die oomblik as die voertuig wat jy ry, jou besit, word daai voertuig God in jou lewe. Pas op daarvoor. Mense, die derde belangrike vyand wat jy vandag moet identifiseer, en ek dink hierdie is die mees belangrikste een, is die persoon in die spieël. Jy het my reg gehoor, dis die persoon in die spieël. Die gebrek aan finansiële kennis, die impulsiewe aankope sonder om te beplan. Dis belangrik. Die gebrek aan dissipline, ek spandeer en maak en doen net wat ek wil met my finansies. Dit bring armoede. Met ander woorde, my grootste vyand op hierdie stadium, in terme van vanoggend, is die persoon in die spieël. Die vyand binne in jou, saboteer jou van jou finansies, jou finansiële beplanning en uiteraard ook jou toekoms. En mense, jy kan met geld wen, wanneer jy wysheid vra by Vader, wanneer jy gedissiplineerd jou finansies bestuur, trek 'n begroting op, maak doodseker jy mors nie geld nie, maak doodseker jy tree op met finansiële wysheid en met finansiële dissipline, en wanneer jy dit kan doen, kan jy wen met geld. As mammon 'n god is, kan mammon ook 'n dienaar wees. So mammon moet my en jou eintlik dien. Dink mooi daaroor. En op hierdie pragtige maandagooggend groet ek jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja.